Hoekom mag ek nie voorsit nie, mamma? Dis onveilig. Hoekom? As ons 'n ongeluk maak, is jy veiliger agter. Hoekom? Sommer. Maar hoekom? As jy voorsit, gaan die polisie jou vang. Klink dit bekend? Soms neem ek nie die tyd om te verduidelik nie. Buitendien, party vrae is minder belangrik in my oë, soos hoekom het 'n slang nie pote nie. Maar dis wat sommige van ons die fout maak, glo ek. Die fokus moet nie wees of ek dink dis 'n belangrike vraag nie. Vir my kind is dit. Nog net 'n paar jaar op aarde is daar so baie wat hy moet en wil leer. Dis ons plig as ouers om ons kinders se ingebore nuuskierigheid, die vlam wat kreatiwiteit, leergierigheid en ontwikkeling stook, aan te wakker. Dis moeilik om geduldig te bly, en boonop het baie van ons groot geword met nuuskierige agies verbrand hulle magies, of van nuuskierigheid is die tronk vol en die kerk leeg. Maar nie net is verduidelikings belangrik, omdat dit kinders leer hoe die wêreld werk nie, maar ook brei dit woordeskat uit, ontwikkel emosionele volwassenheid, leer hulle om nie tweedimensioneel na dinge te kyk nie, maar verskeie perspektiewe te kan insien en verbeter dit jou verhouding met jou kind. Kinders moet kan krities dink, en om dit te doen, moet hulle die vrymoedigheid hê om baie vrae te vra, en moet hulle voorsien word met behoorlike, soms herhaaldelike verduidelikings. Feitelike vrae soos, hoekom is die sterre so ver, of hoekom is die son so skerp, is belangrik. As ons die tyd vat om, indien nodig, op te lees en te verduidelik, leer die kind meer oor die wêreld om hom, en partykeer leer ons ook iets. As daar 'n spesifieke onderwerp is waarna jou kind belangstel, oorweeg 'n relevante feiteboek. Neem die tyd om dit saam met jou kind te bestudeer. Jy kan selfs jou kind neem om te gaan gesels met 'n kundige op die gebied. Die internet is ook 'n opsie. Ons is in vandag se tyd gelukkig om maklike toegang tot 'n verskeidenheid van bronne te hê en het eintlik geen verskoning om nie behoorlike verduidelikings te voorsien nie. Ander tipe daaglikse vrae, soos hoekom moet ek nou gaan slaap, hoekom moet ek deel of hoekom moet ek groente eet, is egter ook belangrik. Dit leer kinders hoe om hulle emosies te hanteer, gevolge van hulle aksies, as ook hoe om hulle self in iemand anders se skoene te plaas, alles vaardighede wat hulle in die toekoms gaan benodig. So in plaas van, want ek is jou ma en ek sê so, of sommer, kan ons probeer, want as jy nie nou gaan slaap nie, gaan jy môre moeg wees, of groente is belangrik in ons te eet, want dit help ons om te groei en gesond te bly. Nie net verstaan die kind dan hoekom hy iets moet doen en dis die kans op samewerking groter nie, maar ook leer hy moontlik nuwe woorde, soos byvoorbeeld dieet. Dis natuurlik makliker gesê as gedaan. Dis nie asof ek vir my kind sê, gaan slaap, anders gaan jy môre moeg wees en dan gaan spring hy in die bed nie. Kinders fokus gewoonlik op die hier en nou. Hy is nie op die oomblik moeg nie, so dit is wel moeilik om te verstaan dat hy môre gaan moeg wees as hy nie nou gaan slaap nie. Maar onthou, aanhouer wen. Nou weet hy dat ek nie wil hê hy moet gaan slaap net omdat ek so sê nie, maar omdat ek weet dis in sy beste belang. Eendag as hy ouer is, gaan hy heel moontlik onthou wat ek hom geleer het en self die beter keuses maak. Daar is natuurlik kere wanneer ons kinders ons probeer manipuleer om in te gee. Maar na die tweede keer se verduideliking, kan mens die hoekoms stopsit deur iets soos, mamma het nou al 2 keer verduidelik en ek glo jy verstaan. As jy regtig nog nie verstaan nie, sal ek môre weer verduidelik. Onthou om jou woord te hou en die volgende dag te vra of hy nou verstaan hoekom, byvoorbeeld, genoeg slaap belangrik is. Dit is ook 'n manier om oop kommunikasiekanale tussen jou en jou kind te bou. As jy belangstel in die minder belangrike dinge wat hy vra vertel, sal hy eendag gemaklik voel om ook oor ernstige onderwerpe met jou te gesels. Kom ons maak dit ons prioriteit om ons kinders se vrae so deeglik as moontlik te beantwoord, met ouderdom in ag genome. Moenie, soos selfs party oulike mammas, die fout maak om nie die tyd te neem om iets aan jou kind te verduidelik nie. Kom ons moedig hulle soeke na kennis aan en maak sodoende krities denkende, kreatiewe, empatiese kinders groot.